pad huis toe, nadat sy dienstydperk voltooi was as 'n sendeling of 'n mediese sendeling in China. Die probleem was egter dat hy ongelooflik seesiek geraak het en so het hy besluit om 'n ander roete huis toe aan te pak. Hy het beplan om per trein deur Manchuria tot in Sint Petersburg in Rusland te reis. Van daar af sou hy deur Europa en uiteindelik deur die Atlantiese Oseaan aandurf. Die ander probleem was dat daar 'n oorlog in die jaar 1904 uitgebreek het tussen Rusland en Japan, dieselfde tyd wat Dr. Müller probeer by die huis uitkom het. Almal het gedink Rusland sal Japan maklik uitstof. Tog het die Russe op 'n daaglikse manier of basis meer en meer grond verloor. Die tsaar was bekommerd en het die hoofgeneraal Kuropatkin 'n brief geskryf waarin hy 'n realistiese verslag wou hê van die oorlog. Die hoofgeneraal het teruggeskryf en 'n eenvoudige antwoord en gesê: "Ons is besig om die Japaneese om die bos te lei." Daar het meer en meer kommerwekkende verslae by die paleis aangekom. Vir 'n tweede keer het die tsaar 'n brief geskryf aan die hoofgeneraal en gevra om 'n verslag te gee om in te lig wat presies aan die gang is. Weer het die generaal geantwoord en eenvoudig gesê: "Ons is slegs besig om die Japaneese om die bos te lei." Die laaste brief wat die tsaar geskryf het eenvoudig gelei: "My liewe Kuropatkin, ek hoop nie jy lei die Japaneese tot in Sint Petersburg nie." Teen die tyd wat Dr. Müller reg was om sy reis te begin, was die oorlog klaar en verby. Japan het gewen en die hoofgeneraal kon nie meer voorgee dat hy besig was om te wen terwyl hy eintlik besig was om te verloor nie. Dit het my laat dink aan die gedeelte van Jeremia 7 vers 24. Maar hulle het nie geluister en nie gehoor nie, en hulle het agteruit gegaan en nie vooruit nie. Kom ons praat reguit met mekaar vandag. Ek wil jou in die oë kyk en jou hierdie vraag vra. Hoe gaan dit met jou oorlog teen sonde? Is jy vandag besig om almal om die bos te lei, om hulle onder die indruk te bring dat jy besig is om jou oorlog te wen terwyl jy eintlik hierdie oorlog verloor? Is jy besig om agteruit te gaan en nie vooruit nie? Vandag wil ek jou uitdaag om nie meer verder agteruit te gaan nie, maar om te draai en vooruit te gaan. Vandag wil ek jou uitdaag om jou lewe in die hande te plaas van Jesus Christus en hom te vra om die oorlog vir jou te veg. Jy sien, hier is die waarheid. Met Jesus as jou hoofgeneraal in jou lewe kan jy nie verloor nie. En dit beteken jy hoef nie meer langer voor te gee dat jy wen nie. Jy wen. Christus wen die stryd vir jou.